Ja, dis die seals. Die kollewans mee getrek het met die suikerriet. Ja, ek het hierdie seels, hoor. Hier, ek maak my seels bymekaar, filatelie. Ja. En ek dink ek het hierdie hele reeks. En hierdie is, watter een is dit? Hierdie is 'n GA se nommer. 'n GA. Wat is dit? Garrett lokomotief. O, alright, so. Ook 'n stoomene. Ek kan hom nie daar wys hoe lyk Ja, hy. ons moet kyk hoe lekker. En En hierdie daar, hier was 3 van hierdie lokomotiewe, hulle was by die myne gewees. Dis 'n GL Garrett. ja, alright, sy sterker. As die grootste Garrett wat daar ooit was, hulle het uit Engeland uit gekom. Alright. Queen Elizabeth was die een se naam gewees. Ja. Die Engeland het daai GL teruggekoop van Suid-Afrika, O, hy's alright. terug Engeland toe. Ag, dis jammer. En die ander 2 is nog by die myne. O, alright, maar as dit met hulle sterker is. Ja. Is hulle sterker. En hierdie South African Railways 150 jaar. O, dit was sommer net Dit is sommer maar aandenken. net Ja, hierso is al die die seels. vernuwing en Ja, hierso is die seels. hoe dit nou als verbeter Ja, het en al. hier's 'n mooi ding. Wat is dit? Hierdie is die 24 klas. Daar was 100 van hulle bestel. Ja, en jy het oom met hom ooit gewerk. Ja. Gestook en al. Hier het hulle die 24 klasse die na toe geloop op. Ja, aan die baai. alright, ja, alright. So, dis 'n sterk ding gewees. Ja. Hoeveel trokke kon hy trek? Dominee wat maar daar by die 800 ton het hy gesleep het. Ja, maar dis baie. En daai is die watertanks, daai. Ja. Ja, hierso Ja. daai ronding is die hele watertank daai. Alright. En hier is die kolebak. En hoeveel kolle het so 'n trein gevat? 9 ton. 9 ton. En die water, hoe lank het dit gehou? Dominee, hulle het gekom van die baai af. Jy het 'n torpedo gesleep Ja, wat jy opgekoppel het aan die lokomotief. ja. Hulle het gekom tot by Koernie, Mm. Sondagsrivierstasie. Ja. Dan het hulle daar weer vol gemaak. Ja. Dan kom hy deur Alexandria toe. Ja. Maak hy hom weer hier vol. Dan gaan hy weer terug by toe. Alright. Kyk, jy het by Colchester. Het jy net die personeel omgery. Alright. Hulle het jou trein gevat en jy het hulle trein gevat Ja. en na toe gekom. Alright. O, alright. Right. Dis hoe dit gewerk het. En hierdie is nou maar die gewone nuwe treine, né? Ja. Dis waar by ons groot geword het. Dis nou wat Elektriese een. Ja, dis nou wat ek ken. Stoomtreine is nou baie skaars. Maar ons en hierdie ene, dit is ook 'n elektriese. Ja, sy. Daar is 'n smalspoor lokomotief. Dis die heel nuutste Garrett wat die spore gekoop. Alright, ja. Hy Ja, is mooi. hy het 5 van hulle gekoop. Alright. 2 vir Umzinto Ja. en 3 vir Ikopo. Alright, ek kon net so baie daar was. Die drywers in Umzinto was al 2 Abies. Die Foster. O, alright. Ja. En Ikopo was dit Piet Botha, Norman Egan en Percy Sherwood. Ja, alright. Ja. Nou, Piet Botha het Norman Egan het 129 gehad, Piet Botha het 130 gehad en Percy Sherwood het 131 gehad. En 132 en 133 was in Umzinto. En oom onthou al hierdie goed. Al hierdie goed. Nee, dis 'n goeie Ja, verstand. nou, hoor. ek was nog op West, nou so 'n jong stogertjie nou. Selfe vir my dat die smalspoor het omgekeer daar by 7,5 myl kolom. En die drywer is dood. Ek kan nou nie meer onthou wat as die drywer se van hulle het gesê. Maar nou los ek af in daai koop. Nou gaan ek en Percy Sherwood, ons gaan Umzinto toe. Nou gaan sy lokomotief Washout. Nou kry ons daai selfe lokomotief wat omgekeer het. Hy het die shops uitgekom. Ons moet hom nou gaan draai in Madonella. Die enigste plek waar 'n driehoek is wat hy kan gedraai word. Alright. Maar nou ek kyk die ding so en ek sien maar hier ding is nie lekker nie. Nou ry ons Esperanza. Right?
uit 7,5 mil kolom. Daarna uit Umberhoekie toe. Maar sy hang, sy wil nie stoom nie. Percy Chawat sê later vir my, dit is so maanlig. Het is donker, het is vroegoggend, Saterdagoggend, in July hardloop. Nou, hy wil nou by die huis wees, want hy het op die July gebek en hy het op gewen ook. En Mowgli het daai Saterdag gewen. Nou, sê hy vir my, mate, it looks like a peacock outside. Nou, hier ek sê, but it is a small peacock. Say, you quite right. Ja. En nou raak ek ook nou al, die ding wil nie lekker stoom nie. Alright, nou gaan ons maar aan, ons gaan maar aan. Kleine Rosa, Breimar, van Breimar af, kolom toe, 17,5 mil kolom. Nou pluk hy sy baadjie uit. Hy sê vir my, let me show how to fire a Navigates engine. So I'm pleased to learn. Maar ek weet mos nou die ding stoom nie. Ja. Hy ry daar van Breimar af. Die kolom kom, klim ek uit te gaan vat water. Dat hy nie stoom nie. Nou sukkel hy maak nou stoom. Ja. Ek het al die pad gery. Toe ek in die engine inklim, toe water gekook tegen my, sê mate, you leave me alone. Ja. You will have steam, you will have water. Ja. Ons het afgedaan na die koper toe. Ja. Maar het gewerk. Ja. Nou, Sondag hoor ek, hy werk aan die lokomotief. Ek moet nou hoor, Ja. want die kwartiere is net langzaam. amper by die loko. Kom maandagmorgen daar op diens. Nou, weer daar by die rooimerk. Toch jaren. Nou, het ek die vuur oopgestoot, afgewas, schoongemaak, alles. Maar sy lê daar, ek gooi later vuur aan, dat hy nie doodgaan nie, dat hy maar alleen dag bly. Ja. Nou gaan ons uit, gaan rangeer ons, maak die vraag reg. Nou gaan ons Donnybroek toe. Van Donnybroek af teruggekom, dan gaan jy met 'n vraag Madonella toe, dan draai jy die lokomotief, dan kom jy terug met 'n vraag. Ja. Nou dit is eintlik die Umzinto ouens se werk. Ja. Maar ons moet nou die lokomotief draai. 85 is dan nommer. Ja, maar hoe ver is die afstand nou tussen mekaar? Ag, dominee is nie baie ver nie. Maar in elk geval, nou vra ek vir hom, mate, what was wrong? Hy sê vir my, the blaaspipe cap wasn't plumb. Hy was nie ingedraai nie. Nou kyk, jou blaaspyp kop, dit is nou waar jy stoom wat nou ontsnap, het plaaggewerk het, uitkom, dan jy so 'n slukpyp, waar hy stoom ingaan en hoe by die koorsteen uitkom. Maar nou as hy skeef is, dan is daar nou 'n ligleegte. Ja. En dit vernietig jou trek op jou vuur. Jy kry nie 'n goeie trek op jou vuur nie. Ja. Dit veroorsaak dat jou lokomotief swak stoom. So dis ook maar 'n delikate storie, né? Skus? Delikate storie. Elke ding moet op sy plek werk. Elke ding moet op sy plek. Ja. Nou kry jy is vlampype lek. Stoom, jou lokomotief stoom swak. Jou vlampype is geblok met spaaks en goed, die stoom swak, die hitte gaan nie deur nie. Jou elemente lek, jy verloor stoom. Dis alles. Ja, als jy met 'n aandag gee, ja. En die vure is nou partykeer wat die lokomotiewe gaan gestop word en dan word alles afgesit en skoongemaak en al daai. Die vuur word uitgegooi. Ja. En hy staan die volgende dag en sy nou uitwas. Ja.
Die uitwasman was die ketel uit, dan maak hom skoon, dan maak die vlampype skoon. Die WLS man, hy doen die bokse en goed alles. Is dus die hele rigmarole. Maar kyk, met ander woorde, daar's baie mense wat 'n trein in stand moet hou. Dis nie net een ou nie. Dominee, jou spoorweg was jou grootste besigheidsorganisasie in die land. In die land. Ja, en dis Jy nou tot kon, nie. as jy iets op skuld wou koop, kon jy na enige plek toe gegaan het, en dan hulle vir jou vra, waar werk jy? Jy sê, jy werk op die spoorweg, en sê hulle, meneer teken daar. Ja, dit was 'n trotse werk, né? Dit was soos waterwese en grondpaaie administrasie. Alles. Langs die pad, daai mense het almal 'n trots gehad. Dis die ding, daar's nie meer 'n trotse mense se werk nie. Daar word niks in stand gehou nie, niks, daar's meer dissipline nie. Nee. Dis alles weg. Jy vat tot jou mense wat op die paaie gewerk het. Ja, die padadministrasie. Daai manne daai pad skraap. Ja, hy het geweet, ek kan hom op 'n millimeter geskraap het. Hierdie goed dat vandag die pad skraap, vat al sy die pad uit. Ja, dit lê langs die kant van die pad. dit lê aan die kant van die pad. Plaas dat hy dit inbring, Maar hulle het nie daai kennis nie. Nee. Hulle het geen opleiding nie. Enige manpara word opgelaai en dan begin hy te werk en nader aan sy brigadier-generaal. Ek het daar so chokkertjie baie as die skraper daar, dan loop ek saam en kyk ek wat hulle doen. Ja. Die roller, hulle rol die pad vas. Ja. Jy loop nie, jy kyk, jy loop saam met hom. Ja. Nee, ek het by baie padkampe, toe ek in Swellendam predikant was, het ons 'n groot waterwese en 'n padkamp gehad. Ja. Dit was die helfte van die gemeente. En nou met die nuwe regering het dit net weggeval. Ja. En kyk hoe lyk die waterwerke. Kyk hoe lyk die treine. Daar is nie eens meer treine. Hier het 'n padkamp gelê hier vir 3 jaar wat niks gebeur het nie. Hulle elke maand salarisse kry. Dis dit. Hulle dae gelê elke dag. Ja. Kyk hoe lyk die ding. Nee, dis maar dan nie dissipline is nie en mens wens eintlik alles kan maar weer teruggaan na die stoomtreine toe, dat daar weer dissipline kan kom. Want dit was nog 'n goeie tyd gewees. Nou dominee, ek kan nou begin waar toe ek 5 jaar oud was. Die 27ste September het 'n geskiedenis by my. 27 September 1939, daai middag 3 uur, het Jan Smuts in die parlement verklaar dat Suid-Afrika gaan saam met Engeland in die Ek wil nou net sê, dis mos nou die oorlogtyd daar gewees. En die 6de Oktober, dus ek 5 jaar oud. My genade. En die volgende jaar, Januarie maand, dus ek en my niggie toe aan skool toe. Ja. 7 jaar die 27ste. Ja, waar was oom op skool? Daar, waar die Boskoor saagmeele staan. Ja. Daar in die Sietsekamer. Dis hy? Daar het ek skool gegaan. My genade, en waar het oom matriek gemaak, hier so in Uitenhage? Ja, ek het standaard 8. Technische sertifikaat. Ja, alright, ja, maar dan kon 'n mens verder gaan met hierdie werk. Ja. En hoe lank was hierdie kursus? By die treine? Dis eintlik 'n lewenslange ding. Mens moet altyd opgegaan. Ja, kyk. Nou, dit is maar jou stokersloopbaan en dan jou dreigersloopbaan. Maar hoe lank het dit gevat om daar te kom? Wel, van ek begin het tot ek 'n drywer geword het, was 12 jaar. Ja, maar het oom hulle eksamens geskryf? Ja. Is dit? Hierdeur praat. Daar is niks wat jy moet 'n pen skryf nie. Jy praat alles. Ja, en iemand luister. Ekskuus? En iemand luister wat punte gee, dat jy kan deurkom. Die eksamenbeampte vra vir jou die vraag en jy gee hom die antwoord. Ja. Maar is daar iemand wat gedop het? Ja, daar was het gedop. Ja, alright. Maar die aand toe hulle altyd voor die eksamen, dan het hulle so 'n braai. Alright. Nou daar was 'n eksamenbeampte vir ons sê oor 'n stein. Nou ek het vir hom die vleis en die wors en die bier en goed, moes ek nou. Hy sê hy vir my. Hy sê jy antwoord daai eksamenbeampte net wat hy vra. Jy sê niks meer nie. Ja, dan sou ek gedop het want ek maak van al sy storie. Hy sê as hy meer wil weet dan vra hy hom. Alright.
Jy sê niks meer as wat hy vra Ja, nie. dis soos in die hof ook. Ja, In die hof, jy vra en antwoord net wat die ou jou vra. ja. Ou het vir my gesê, my pel het my gesê, as jy hof toe gaan, moet jy nooit gaan nie. Want jy praat jouself binne in die tronk in. So mense moet net antwoord wat mense jou vra. Jolis is hierdie grap. Hulle sê vir die ou wat die hoender gesteel het. Hy sê, kyk, jy moet jou netjies aantrek as jy hof toe gaan. Hy sê, jy soms so slordig aankom, as jy al klaar skuldig gaan voordat jy verhoor is. Hy sê, nou staan hy daar, nou kom die publieke aanklaer, nou vra hy vir hom, is jy die magistraat? Hy sê, nee, ek is die man wat die hoender gesteel het. Dis die tickets. Daar is die antwoord. Ja, dit kom van eerlikheid. Ja. Dis die ding. Ja nee, oom het 'n lang loopbaan gehad. Wat is maar ek is bly vir die boek. Dominee, dit was lekker. Ja. Baie dae was dit lekker, baie dae was dit moeilik. Ja, vir alles mense. Maar was oom toen op 'n kol getroud terwyl oom nog gewerk het? Ekskuus? Was oom getroud op 'n kol toe oom gewerk het? Ja. Hoe oud het oom getroud? Watter ouderdom? 24. Ja, dis daar dis reg. My vrou, my oorlede vrou Hamma Ja. en Susan Ja. het saam skool gegaan. Alright, maar dit was nie 'n ou keis gewees nie. Ekskuus? Dit was nie 'n ou keis gewees nie. Nee. Alright, ek wil net seker maak. Hulle het saam skool gegaan, maar Susan is 4 jaar ouer as sy. Alright. Nou, ek is getroud 27 September 58. Toe ek gebore. Ek is net 'n maand daarna as ek is gebore. 27 September alweer. Dominee Lindenberg was die predikant. Ou Kersaand, dit was ons nie by. Ek was nie by gewees. En sê Susan vir my, Tini vir my, kom ons gaan na Susan toe. Sy het saam met haar skool gegaan. Hulle bly in Selfdien. Kom daar, maar eerste oogopslag het ek niks aan die man gehou nie. Laat nie, hy het my Slaat nie geïmpres nie. nee. Elk geval, ons kom toe terug. Ek bly toe in Sydney. En die volgende jaar, 59, nou het hulle 'n sirkulêre uitgesit. Hulle soek stokers om af te los in Durban vir die rietseisoen. Nou sê ek vir haar, hoorie, ek sien hulle soek stokers vir Durban om af te los vir die rietseisoen, maar wat omtrent ons gaan Durban toe? Sy sê vir my net môre. Alright. Ek sê vir haar baie dankie. Ek praat weer met jou. Ek kom in van Kraddock af. Ek teken af. Ek gaan na die kantoor toe. Die hoofklerk is Smitty. Ek sê, Smitty, ek sien julle soek stokers om af te los in Durban. Ek sê, maar ek wil nie gaan aflos nie, ek wil terug gaan. Ek sê, wat gaan dit my kos vir verplasing? Hy sê, my bottel brandewyn. Ek sê, jy het hom. Sê. Ek sê, ek bring hom vir jou. Ruilhandel. Ek sê, maar hoorie, net een plek. Gravel depot, nie 'n ander depot nie. Alright. Naby watter plek lê Gravel? Dis Durban self. Durban self. Alright. Ek sê, want ek ken nie hele omgewing. Ek sê, 'n ander depot wil ek nie hê nie. Right. Ek sien hy daar op die foon. Hy praat. Sy die foon neer. Hy sê vir my, jy het hom. En hy sê die pad vir my nie. Hy sê, skryf jou brief. Skryf my brief. Ja. Hy vra my, waarmee wil jy ry? Ek sê, my vrypas. Hy sê, vul die vorm in. Ek sê vir hom, ek ry sondagand. Dis toe Saterdag. Ja. Ek sê, ek ry sondagand. 9 uur is ek weer erin. Ja. Ek sê, Woensdag kom ek in Durban, 8 uur. Alright. Ek sê, Woensdag werk ek. Ek sê, ek wil 'n verlof hê vir Maandag en Dinsdag. Ja. Hy gee my verlof vir hom, ek vul hom in. Kan jy glo? Nou ek het hier nie by, maar so 60,
66 pond 'n maand gekry aan werk het. Ja, ja. Daai eerste maand dat ek in Durban gekom het, nog moet daai 2 dae verlof. Toe pay ek na al my aftrekkings af is. Na 120 pond skoon. Wat? Dis amper dubbeld. Ja, Ja, en daai tyd was 'n pond nog 'n rand. ja. Dit was nie R2 vir 'n pond nie, dit was toe nog 'n rand vir 'n pond. nog Ek ponde. soek daai ponde. Nog ponde, shillings en pennies. Ja, ponde, shillings, pennies en 6 pence half krone. Daai tyd was 'n pint melk 4 pennies. Ja, ja, ja. Ja. Nou as jy nou 'n boekhof gaan, dan jy vat jou, ek het altyd 'n 2 pint bottel gevat. Dan kry ek 2 punte melk. Ja. Daar by die koffie is op die stasie. Ja. Dit was goeie kafees. Hulle het die lekkerste Ja. pies en gravy gehad. Alles. Al die stasies was die lekkerste plek om te gaan tee drink. Nou, ek het hier nog iets van die restaurants van Durban, maar ete wat, ag het was goedkoop. Ja. In elk geval, nou maak jy jou 2 gaatjies en baie doppie wat op die melk is. Maak jy 'n klein gaatjie en 'n groter gaatjie. Jy sit nou maar op die vlamplaat neer en jy sit jou beker oor hom. Ja. Nou nie spaaks in val. Dan later dan 'n kookhaai melk op daai vlamplaat. Ja, en So kyk, waar glas kan kook. Hy kan baie te vat. Dan gaan jy nou in Bangeni toe met daai 2 punte melk. En dan Bangeni koop jy weer vir jou 2 punte melk en kom jy weer terug uit. Ja. Is goed lekker kokomelk gemaak. Dit was nie wat lekker dae gewees daai, Ja, maar ja. jy het geweet hoe om jou lewe te. Dis ja, te organiseer. Jy het 'n ritme gehad. En hierdie jeug van vandag as hulle in daai lewe moet kom weet ek hom nie. Geen dissipline hulle nie, is verlore. geen integriteit nie, geen deursettingsvermoë nie. Daarom nou nie almal nie, maar die meeste. Ja, ek weet nie, ja, die wêreld het net maar verander, ons gaan hom nou nie kan terug verander nie, maar dis 'n ander wêreld. Daar's geen integriteit. Dominee, ek was nog so laaitie gewees. Nu kry ek pampoentjies. Toe ek nou op is, dat ek nou gesond is, toe kry my ma pampoentjies. Dis moeilik. Sy in die bed. Nou sê sy vir my, daai dae jy nog in die vuur gemaak, met die baarbande, Ja. jy vuur gemaak het en die potte gekook het. Nou sê sy vir my, watter pot ek moet gaan haal. En dan sê sy vir my, wat moet ek doen en wat moet ek als vleis en al daai goed om vuur maak en op die stoof sit. En dan is my pa vanaand by die huis kom en maak hy die kos reg. Ja. Nou, Ja. sommer van kleins af. Ja, van ons almal. Van klein af het jy gewerk. En toe my ma op is, dat sy gezond is, toe is my pa in die bed en pampoentjies. Ai tog. Ja. Ja. Maar wat 'n mens kom daar deur. Maar dit is waar die kos maak begin het. Dis hy. Ja. Sommer van kleins af. Ja. Hierdie hulle almal van kleins af het hulle kos gemaak. Hulle het beurte gekry om kos Dis te maak. sê net vir hoeveel kinders het oom? Sien jy? Hoeveel kinders? 5. Maar noem hulle se name. Is Anna, sy is oorlede. Ja. Kanger. Net soos mamma. En dan is dit Ina. Hy is geravleer. En dan is dit Letty, sy was nie hier nie. En dan is dit Karen, hy kleintjie wat langs my gesit. Ja. Dis hulle. Alright. En hier Pietro. Ja. Pietro is net na Ina. Nou Petrus nou die derde. Ja. Ja, nee, die derde een. Ja. Ja, nee, dis ook 'n leeftyd. Sy verjaar die 23ste Junie, my ma was die 27ste Junie. Ja. Karen verjaar die 17de Mei, my skoonma was die 16de Mei en my broer was ook die 16de Mei. En oom onthou al die goed op 90 jaar. Soos of dit gister gebeur het. En my skoonpa is 3 Februarie, sy seun Hannes die 3 Februarie, en die kleindogter die 3 Februarie, en Letty die 3 Februarie. Wat? Maar hulle het hom maar mooi beplan. Ek wonder of dit nie almal keisersnees gewees het nie. Want dis daarom baie op dieselfde. Ja, hulle is 4 op dieselfde dag. Ja, is ongelooflik. Ja. Ja, nee, dis ongelooflik. Nou vat jy my ma, sy jongste broer, om Frans, hy was die 15 Augustus,
My pa die 19 Augustus en Tini 31 Augustus. Maar maar hoeveel? Ja, dochter is ook, dink ek 29 Augustus. En hoe onthou als? Ja. Ek kan nie eens my eie datum onthou wanneer ek gebore is nie. Hoeveel wat wil ek nou voor gevra het, hoeveel familie, hoeveel broers en susters het oom gehad? 3 broers, 3 susters. En hoe oud was hulle? Wie was die baas, het oom, oudste of jongste of middel? Wel, Begin bo. ek is die oudste Ja, en dan is dit Japie. ja, waar is hy? Hy is oorlede. Ja, wat het hy gedoen? Hy is ook op die spoorweg, hy het pompman gewees vir die waterpompe. En Harold, hy was 'n rangeerder en toe 'n opsiener in die jaar. So julle is almal spoorwegmense. Spoorwegmense. Wonderlik. My pa was nie bosbou Ja. en toe al die kinders nou in die huis het is, toe hy ook spoorweg toe gekom. My, Hy was eers patrolman en toe leer hy toe word hy ganger. Hy het daai smal spoor van PE af tot in die Langkloof gereël en gereesleeper. kan 'n mens dit glo? Ja. So sy handewerk lê nou nog daar by die sleepers. Nou nog. Unbelievable. Huh? Nou, maar in die bosbou. Nou is ek 14 jaar oud, ek kom vanuit Naga van die skool af. Nou my pa in die bos, hulle werk boshout, hierdie stinkhout en yshout en daai goed. Ja, wat nou so duur is. Nou het hulle daar 'n ou Nikwa geelhout gewerk. As ek so toe hulle hom nou deurgesaag het, dat ek so teen hom gaan staan het. Toe is my hare net so gelyk met hom. Ja, So ja, is enorm. Ja. Nou, om Gert Wolmerans. Dit is nou die voetvrou wat die babatjies. Hy werk saam met my pa. Nou sê hy vir my, nou sê ek, gaan ek vat vir my pa die kos aan Benese bos. Nou, hy het altyd nou die blok as hulle hom gewerk het, die boom, had hy hom neus gekap. En dan het my pa die gat deurgeboor met 'n 2-duimsboor, handboor. Ja. Vir die ketting om deur te Ja. om te sleep. Ja. Nou vat my pa die boor so en hy stamp hom so in die blok in. En ek vat hom, draai hom so tot hy nou vat. Hy sê vir my, dit was ek 14 jaar oud. Hy sê vir my, draai hierdie boor. Ek vat hom, nou stamp ek al voor aan my kussen. Nou daar wel iets in my. Ek kan nie hy boor hoor nie. Ja, wys jou net, nee. 'n kuns. Nou sê my pa vir my, ek gaan jou nog baie meel moet voer. Ja, Hy sê, ja. jy draai hom so. Ja. Ja. En hom deurgedraai het, toe vat hy hom net, trek hom so hierdie blokke. Ja. Ja, maar die ou mense was sterk hoor. Taai soos ratels. Sê hom Gert vir my, hy sê vir my, jou pa is die enigste man in hierdie hele bosbou wat daai boor draai. Ja. Hy sê, as hy die dag nie by daai boor is nie, dan is daar 2 man op daai boor. Ja. Ja, is dit die waarheid? Ja. So hy het sy ding geken om te doen. Ongelooflik. Mens moes so eintlik daarvan 'n foto gehad het. Daar sal seker 'n foto wees met 'n waas. Maar my pa het my leef gehad. So skel. Ja. Maar was al spiere. Maar hy was sterk. Ja, sterk man. Ja. Nee, ag, maar dit is ongelooflik dat 'n mens so oor hierdie goed kan praat. Ja. En dat 'n mens nog die kinders het wat na mens kan kom kuier en kan saamlewe en alles. Nee, ek het hom met 'n goeie lewe gehad tot vandag. Ja, dominee, ek was Gelukkig. baie gelukkig met my loopbaan. Nou is ek in Durban. Nou is ek nie lang in Durban nie. Nou sê my vrou vir my, ons moet vir ons 'n ander kar koop. Ek sê wel, wag 'n bietjie, ek praat weer met jou. Nou gesels ek aan met die drywers en op die voetpad, nou is ons die dag werk. Nou sê hulle vir my, die beste ding om te doen is
kry eers vir jou grond en bou vir jou 'n huis, kry vir jou lening met die spoorweg. Kyk, hier's 'n smal spoor. Ja, dat kom net so maak. Daai, dis die smalspoor, daai. Ja. Ja. Ja, maar die treintjie lyk bietjie kleiner, né? Ja. Hy lyk nie so groot nie. Sy. Nou, kom ek by hy sê vir Tini, ek sê hoorie, as jy bereid om bietjie te sukkel en swaar te kry saam met my, sy sê vir my ja. Dominee daar is die Peacock, hy voorste lokomotief. Sy, Sy ja. Peacock. Hierdie ene. Peacock. Peacock. O ja, soos wat noem jy, wat is 'n peacock in Afrikaans? 'n Pauw. 'n Pauw, ja. 'n Pauw, ja. Ja, Nee, ek weet nie waar die naam van. ja, dit is seker omdat hy so die stoom opblaas. Ja, Maar hoekom is daar twee aan mekaar? Een is vierkantig en die ander een is rond. Dis dubbel voorspan. Dubbel voorspan met hulle dan seker getrek hoor. Och, is dan mooi. Daar is niks mooier as dit. Kyk net hierdie stoom. Dis 'n era wat vir altyd verby is. Kyk, in dubbel voorspan, jou agterste lokomotief tel eers die vrag op. Ja. En dan jou voorste lokomotief. Ja, maar trek hulle, is nie maar net die een wat eintlik maar die werk doen nie. Ekskuus. Trek hulle saam dan Hy uiteindelik. trek dan, ja. Alright. Maar toe nou die huis gebou. Ja. Nou, Maar waar is die? Een die? Sondag toe sê ek vir haar, nou kom ons gaan nou dorp toe, ons gaan kyk hier by die bougenootskappe en sien toe daar so. Kyk, daar is het stemmen voor van jou. Ja, alright. Wat nou sê nou, wat is daai een met die 3? Kyk, dit is nou, daar is goedere op seiling. Hy die ring. Ja. Hier is een. Kyk nader. Hier is een inroepsignaal. Ja. Hy vierkantige boekie. Daar is ook, nee, daar hier goedere seilyn is ook een goedere seilyn. En hier langs? Daar is een huissignaal. Ja. Daar is een signaal vir die loop. Wat beteken die loop? Die uitwykspoor in die Alright, stasie. ja. En hier is die goedere seilyn. Alright. En waar is die een wat nou sê jy kan ry? Hy is nie daar op die foto nie. Nee, hy is nie. Ja, maar ons sal hom kry. Maar die een wat jy kan ry, is ook dieselfde as daai een. Alright. Maar hy is alleen op 'n paal. Hy is alleen op 'n En jou paal. voorvertrek is ook alleen op 'n paal. Jou tussenhuissignaal en jou huissignaal vir die hooflyn Ja. is alleen op 'n paal. Alright. En dan is daai een is vir die loop, en draai jy uit. Dis ja.